Ek weet nie, as jy jou Bybel wil oopmaak, is ons by Romeine hoofstuk 5. Ons gaan die eerste 5 verse daar lees. Ons gaan 'n bietjie later net terugbraai na Romeine hoofstuk 4, net vir 'n bietjie agtergrond. Maar Romeine 5 vers 1 tot 5 help ons om onsself te begrond in 'n wêreld waar vervolging plaasvind van gelowiges, maar ook in 'n wêreld waar ons daagliks druk ervaar. Ons as Suid-Afrikaners is na gister se cricket-oorwinning vol vreugde, maar dit neem ons nou nie net alles weg nie. Al die hartseer en die trauma van 30 jaar se Protea cricket wat hulle elke keer probeer. En ek het so in 1995 cricket begin volg en die eerste teleurstelling was toe natuurlik 1999. En toe elke keer daarna wat daar 'n wêreldtoernooi is, het ons as Suid-Afrikaners hierdie kollektiewe hoop gehad. Hierdie keer gaan ons spelers dit maak. En dit het nou 27 jaar geneem, sedert die vorige keer wat ons 'n trofee kon wen. En as jong tiener het ek die cricketspan met ywer gevolg en al die name geken en al die syfers van hulle golfbeurte en balbeurte. Maar wat dit eintlik gedoen het aan my as jong tiener is hierdie emosionele maalkolk van hoop en dan word dit verpletter. En dan 2011 is ons weer in die kwart eindrond en dan word dit verpletter. En 2019 of wanneer ook al het ons weer deelgeneem en ons elke keer is die cricketspan goed genoeg om sê nou met die kwart of die half eindronde te bereik. En so jare wat terug het hulle selfs die eindstryd bereik en toe weer net by die laaste hekkie gestruikel. En hierdie emosionele maalkolk is in 'n klein manier iets wat met ons op 'n groter skaal in die alledaagse lewe ervaar. Want daar's druk van alle kante af en dit lei my eintlik net om te sê ja, daar is oorwinnings, daar is vreugde. Maar die druk van die lewe plaas ons eintlik in 'n maalkolk wêreld. En ek weet nie hoe ongelowiges dit oorleef nie. Maar ons as gelowiges het vaste grond onder ons voete in hierdie maalkolk wêreld. En Romeine 5 help ons om dit uit te pak. Ek wil saam met jou lees van vers 1 en 2 en dan gaan ons later verder. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan. En ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Hierdie eerste 2 verse herinner my aan Jesus se beeld van die wyse man wat sy huis op die rots gebou het. Die wyse man wat seker maak sy fondament is reg. Paulus gebruik die woorde vas staan en gegrond. Dit is op grond van ons geloof. Wat vir my net sê, geloof is nie 'n gesonde aanvulling tot 'n normale dieet nie. Dit is die grond waarin ons geplant is om te floreer. Dit is slegs geloof wat vrede bring, omdat ons die hoop het wat ons nie skaam laat staan nie. Dit is die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God, soos daar in vers 2 staan. En ek wil graag hê ons moet die volle gewig van daardie hoop besef. En daarom wil ek saam met jou terugblaai na Romeine hoofstuk 4 toe. Enkele verse daar, en ons wil stil staan by vers 4 van hoofstuk 4. En dis waar Paulus hierdie geloof as fondament beredeneer. En hy begin op 'n interessante punt, as hy sê, iemand wat werk, sy loon word nie as 'n guns gereken nie, maar as iets wat hom toekom. Daarom praat ons van jy verdien jou salaris. Maar in geloof, sê Paulus, werk dit anders. Vers 5, iemand wat egter nie werk nie, maar glo in die een wat goddelose mense regverdig verklaar. Vir hom word sy geloof as regverdiging toegereken. So Paulus benadruk dat ons geloof nie op verdienste gebou is nie.
Dis nie ons fondament nie, dis nie wat ek gedoen het nie. Want indien dit so was, sou dit jou dryf om soos 'n besige bytjie rond te dartel, agter verpligtinge en spertye aan. Al jou kragte inspann om jouself te red, deur genoeg te doen. Maar die ongeluk daarvan, as jy jouself probeer red deur werke of dade, is dat dit die deur waawyd ooplaat vir 'n grootskaalse onsekerheid, 'n vrees van ek doen nie genoeg nie. Wat as my werke nie genoeg of nie goed genoeg is nie? My geloofsdade. Wat as ek nie sterk genoeg glo nie? Wat as my sonde nie vergewe word nie? Ja, ek bid elke dag vergewe my sonde, maar dalk is daar iets wat wegkruip en ek steek dit weg en sê nou die Here wil nie dit vergewe nie. En hierdie is maar 2 van die simptome wat ons as gelowiges in die maalkolk van hierdie wêreld ervaar. Besig wees en vrees. In die spreektaal praat mense sommer van die siektes van ons tyd. Dat jy jouself so met besig wees probeer in stand hou. So Paulus gaan sit argumentshalwe hierdie gedagtegang voort. Sê nou ons maak staat op besig wees. Sê nou ons maak staat op ons eie werke. Hy gebruik die woord wet om te sê jy verdien jou geregtigheid. So as mense op grond van die wet erfgename is, het die geloof betekenisloos geword en het die belofte van God sy krag verloor. Dit is tog die wet wat toorn meebring, God se woede. Maar waar daar geen wet is nie, is daar ook geen oortreding nie. En dan leef ons in hierdie vakuum, sonder 'n wet, sonder oordeel, maar ook sonder 'n verhouding, sonder 'n God, sonder enige iets of enige iemand wat na ons omsien. Dis asof ons dan redding sou moes ontvang deur die instruksies volgens een of ander boek korrek moet uitvoer. Dan sal jy al die regte vorms moet voltooi en dit met 'n mooi netjiese handtekening onderteken. Asof dit geloof maak in 'n onbreekbare kontrak wat deur 'n onverbiddelike prokureur opgestel is. Sonder sprake van vertroue of 'n heilige belofte. Dan word dit bloot 'n transaksie wat geskoei is op 'n kontrak met 'n klomp fynskrif om te verseker dat jy nooit op die ou einde gaan kry wat die kontrak beloof nie. En vriende, ek wil nie onder so 'n kontrak lewe nie, want die vereistes van so 'n kontrak sal die omwentelinge van die lewe in 'n maalkolk verander. Dan word jou dag wat reeds vol take en verpligtinge en spertye is, verwagtinge om aan te voldoen, word jou dag so vol dat jy min tyd of energie oor het vir die krisisse en die kruisings van die lewe, tye van siekte, beroepsskuiwe of 'n besorgdheid oor jou familie en jou vriende se welstand. Dis alles redes wat ons het om bang te wees vir môre. Nou soos ons groot word, ontwikkel ons meganismes. Die Engelse praat van coping mechanisms. Maniere om te oorleef te midde van hierdie maalkolk van omwentelinge. En mense probeer 'n verskeidenheid maniere om uit die maalkolk uit te spring of uit te kom. Sommige mense wil 'n strategiese plan maak of hulle wil sekere skuwe maak sodat jy kan uitkom uit die maalkolk uit. Net vir 'n tydjie miskien wegbreek of jy wil jouself bo dit laat uitstyg. Of jy probeer jouself uitkoop. Maar die werklikheid is nie een van hierdie maniere slaag in die langtermyn nie, nog minder vir jou saligheid of jou ewigheid. Jou oorlewingsmeganisme het jou dalk tot hier gebring, maar gaan dit jou deurdra tot in die ewigheid. So die Bybel wys ons, dit is noodsaaklik om jou oorlewingsmeganismes wat ons natuurlik aanleer, moet dit begrond wees in 'n standvastige fundament, soos Jesus van die wyse man vertel het. In Romeine 4 en 5 is dan Paulus se pleidooi, geslaan ag op wat Jesus sê oor die wyse man se huis op die rots.
Paulus wil benadruk dat die reddingsdaad om ons van sonde te bevry is te groot vir enige mens om te vermag, ongeag hoe lank jy daaraan werk of hoe hard jy probeer. Die reddingsdaad is veel groter as enige transaksie. En dit is iets wat net God kan doen. So geloof is die vertroue dat God jou redding aan jou gee as 'n geskenk. En die voorbeelde wat Paulus hier gebruik, 'n kontrak en 'n transaksie, as pogings om te ontsnap van hierdie maalkolk, laat my dink aan 'n babiepop op 'n winkelrak. As pappa van 2 dogtertjies is babiepoppe natuurlik volop in ons huis. Ek dink as ek 'n seentjie pappa sou wees, sou dit waarskynlik 'n Siya Kolisi aksiefiguurtjie gewees het of 'n rugbybal. Die metafoor sou dalk self nog steeds kon werk, miskien net met 'n ander klem. Siya Kolisi haal die bal of hy beskerm die bal in die skram en die bal kom uit. Die skramskakel soel die bal veld op. Maar dan staan wat hulle praat van 'n awkward bounce. Daai onvoorspelbare hop wat die bal het. En dan moet jy spartel as losskakel of as heel agter of wie ook al vleuel om by die bal uit te kom en seker te maak jy dryf die bal vorentoe. Maar as dogtertjie pappa kies ek die beeld van 'n babiepop. Want Barbie kan nie haarself van die rak af loskoop nie. Nou moet die kinders hulle ore toedruk asseblief, want al praat dogtertjies met hulle poppe asof hulle lewe, kan daai babiepop nie terug antwoord nie. Want sy het nie longe nie, sy het nie asem in haar longe nie. Sy kan nie praat nie. Nou, ek het ook al sommige mense gesien wat met die TV-skerm praat, asof die skeieregter hulle kan hoor. Dit werk ook nie. Ons is almal ewe skuldig, kinders en groot mense. Maar Barbie kan haarself nie daar loskoop nie, want sy het nie 'n lewende wil nie. Wat nog te sê van 'n bankrekening om die transaksie deur te voer nie. Nee, iemand moet haar daar van die winkelrak af optel en vir haar betaal. So vriende, geloof as 'n transaksie werk nie, om jouself te probeer uitkoop. So wat is dan ons werklike gronde vir geloof? En waarvoor berei dit ons voor? Ons kan verder lees in hoofstuk 5 van Romeine, vir Paulus se leiding daarin. Die tweede deel van vers 2, ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. En ek is seker, ons broers en susters in die vervolgde kerk sien ook met passie daarna uit, na daardie heerlikheid van God wat anderkant die dood lê. Maar dis nie al nie. Ons en hulle bly nie daar staan nie. Ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet verdrukking bewerkstellig volharding, en volharding lei tot betroubaarheid, en betroubaarheid tot hoop. En hierdie hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Dit is 'n geskenk. En daardie geskenk dra ons deur elkeen van hierdie omwentelinge van die lewe. Ek wil saam met jou inkleur aan hierdie gronde vir geloof. Miskien val dit anders op jou oor as jy dit uit Eugene Peterson se Message vertaling hoor. Vers 2 se tweede gedeelte. We find ourselves standing where we always hoped we might stand, out in the wide open spaces of God's grace and glory, standing tall and shouting our praise. Hier's geen sprake van 'n babie in 'n boks op 'n winkelrak nie. Hier is 'n wye oop ruimte van God se genade. En hier is sprake van asem waarmee ons God kan loof en eer. En God wys vir ons wat in hom glo, hierdie wye oop wêreld, die werklikheid van sy glorie, sy heerlikheid en sy genade. Benewens hierdie tydelike aardse maalkolk waarin ons vasgevang is. En dan sê hy, there is more to come. We continue to shout our praise even when we're hemmed in with troubles,
because we know how troubles can develop passionate patience in us. Ja, vriende, in die nou spasies en die rowwe omwentelinge van hierdie maalkolk wêreld, hou ons steeds aan om God te loof, omdat ons gelouter is in voorbereiding op die wonderlike heerlikheid saam met God. Vers 4 praat daarvan, as Paulus sê, we know how that patience in turn forges the tempered steel of virtue, keeping us alert for whatever God will do next. And in alert expectancy such as this, we're never left feeling shortchanged. Die hoop laat ons nie skaam staan nie, maar dit bring ons in afwagting op wat die Here volgende gaan doen. En dis asof Paulus wil benadruk, quite the contrary. We cannot round up enough containers to hold everything God generously pours into our lives through the Holy Spirit. Dis 'n vrygewige God wat vir jou genade op genade gee. Verlossing, regverdiging. So hierdie proses waarvan Paulus praat, waardeur ons gaan, te midde van die omwentelinge van die lewe, dit beweeg ons van hoop na die ontvangs van die belofte, deur volharding na betroubaarheid, en dan volg die liefde wat deur die Gees in ons harte uitgestort is. So hierdie kringe van die lewe waardeur ons beweeg, is meer as net bewegings in 'n hooplose bestaan. Hier is 'n gewig aan hierdie hoop. Dit stel ons in staat om elke omwenteling nie net te oorleef nie, ag dankie tog ek haal nog asem, maar om daarin te floreer. So ek wil die beeld van 'n ballerina gebruik, om hierdie geloof binne in die maalkolk van die lewe te beskryf. As jy nou jouself 'n ballerina verbeel, wat nie ek is nie, wat doen 'n ballerina om balans te hou? Sy oefen haar core muscles natuurlik, sodat sy haar stamina kan behou wanneer sy tol, maar soos wat sy beweeg in die ronde, kies sy 'n sentrale fokuspunt, en elke keer wat sy tol in die ronde, keer sy terug met haar fokus na daardie punt, daardie enkele punt, en sy tol om en sy fokus weer op daardie punt. En soos wat sy omtol en tol en tol, verloor sy nie haar balans nie, omdat sy gefokus bly. En in geloof stel dit vir ons die uitdaging om ook ons sentrale fokuspunt reg te kies. Dit maak natuurlik ons nie blind vir die res van dit wat ons rondom ons sien nie. Ons oë neem alles waar, soos wat jy so in die ronde tol. Maar jou oë en jou brein registreer net daardie een fokuspunt. En as gelowiges is dit ons Here Jesus Christus. Sy kruis, die leë graf, sy Gees wat op ons uitgestort is. En vriende, in Suid-Afrika vandag is dit 'n keuse. Die ballerina kies baie versigtig, baie mooi, deeglik haar fokuspunt. En ek en jy het dieselfde uitdaging, kies jou fokuspunt. 2 bekende Suid-Afrikaners of 3 bekende Suid-Afrikaners wat deur so 'n oomblik van keuse is, wat gedwing is daartoe. So 'n paar jaar terug in 2010 is Louis en Hetty Brits deur 'n nag van trauma, verkrachting en ontvoering. Hierdie twee is geliefde Suid-Afrikaners. Louis Brits is 'n lofsang leier wat klomp van ons kerk se liedere geskryf het wat ons saam aanbid. Hetty Brits het 'n klomp nuttige bydraes gemaak met haar navorsing oor kinders en ontwikkeling. Maar toe hulle aanvallers 3 jaar na die insident gevonnis word, sê hulle kies om te vergewe. En ek kan nie my indink
watter groot skuif die Gees in hulle binneste gemaak het om te gaan van hierdie trauma na bereid om te vergewe, want het die Brit sê, sy wens vir 'n beter lewe vir haar aanvalle. Sy wens vir hom ook 'n beter lewe. En daarom kies sy om hom te vergewe. In 'n ander insident in 2015 skryf Dawie Rood, bekende ekonoom, wat na my mening klink of hy al die antwoorde het vir Suid-Afrika. Dit kom net nie tot praktiese uitvoering nie. Iemand wat selfversekerd voorkom. Vertel hy van een nag met 'n gewapende inbraak by hulle huis. Toe sy dogter aan die einde van haar dag van studies as universiteitsstudent by die huis opdaag, en daar is iemand wat 'n geweer teen sy dogter hou, en sê, ons wil alles neem, die laptops en TV en so aan. En Dawie Rood vertel, in daardie oomblikke van angs, het hy besef, hy het 'n keuse. Albei is om op vrees te reageer. Vrees hy vir sy eie veiligheid, sy liggaam, sy lewe, of vrees hy vir sy geliefdes se veiligheid? En toe hy dapper opgetree het om die aanvallers te gaan, het hy gesê, hy kies die groter vrees, en hy gaan dit aanvat, en hy gaan daaruit optree. Kies die groter vrees. En ons as gelowiges kan dit aanspreek in die naam van Jesus. Ons hoef nie terug te deins nie. Ons dien 'n God wat ons deur elke en enige uitdaging sal dra. Want vriende, geloof, die fundament van ons lewe, dra jou deur verdrukking na heerlikheid. Maar dit stel aan jou moeilike, diep vrae. Dit daag jou uit om jou diepte te leer ken. Dit daag jou uit om jou perke te verken. Maar dit verseker dat jy nie soos 'n bewussynlose babie op 'n winkelrak bly leef nie. Maar dat jy soos 'n ballerina elke omwenteling intens en ten volle kan ervaar, maar jou fokus kan bly hou. Jou fokus op ons genadige, almagtige God. So my gebed vir jou is, mag jy aan die ander kant jou perke vind, dat Christus sy vrede, deur die Heilige Gees, sy liefde, in jou hart uitgestort het. Amen. Here Jesus, dankie dat ons nie hoef staat te maak op 'n wondertriek of een of ander slim strategie nie. Ons fundament is in U. En Here, as ons dink vandag aan ons broers en susters in geslote lande, lande waar U kerk vervolg word, dan wil ons saam met hulle bely, ons het U so nodig. Ons het U nodig om die daaglikse lewe te oorleef. Maar ons wil ook meer as net oorleef, Here. Ons wil floreer tot eer van U naam. Dankie dat U Gees ons deurdra met 'n liefde wat op geen ander plek gevind word nie. Met 'n vrede wat net U kan gee. Mag hierdie vrede en liefde ons fundament onder ons voete wees en ons harte vol maak. In Jesus naam vra ons dit. Amen.